Trou is die begin van 'n reis. Een wat dikwels vol hoop en drome begin. Maar na die trouklokke stil word, wag die werklikheid, kompromieë, uitdagings, misverstande en dieper liefde as wat jy ooit gedink het moontlik is. Trou is die perekoop nie. Neem jou saam met die eerlike en soms snaakse en soms pynlike verhale van huwelike. Die mooi en die moeilik. 'n RSG Bekbazaar waar ons oop kaarte speel oor hoe dit regtig is om saam te leef. Awe. Hallo, julle. Salveer trouwens die perdekopie. Lekker. Ons gesels oor al die belangrike aspekte van die troudag. Op hierdie stadium is ons nog 'n bietjie op die oppervlak nie. Ons is nog by troudag. Ons is Ja. by al die goeters. Ja. Ons is nog nie daar by die volle vleis van die huwelikie dit kom. Maar hier is mense wat vir ons bietjie, hulle is self getroud, so hulle gaan ook vir ons 'n bietjie vleis kan gee aan die stories wat hulle vir ons gaan vertel. Ek glo so. Dion en Rina Kutse sit hier. So julle is nie aan die heup vas nie. Julle is julle eie mense. Ons is ons eie mense, ja. Elkeen op ons eie. Elkeen ons eie besigheid. Dis 2 troufotograwe wat mekaar getrou het. Baie Hier gebeur het. En julle het weer troue ontmoet. Nee. Nee, sy was in my klaskamer gewees. Hoorie Dion, jy weet daar is wette teen met jou studente goeters doen, hoor. Nee, daarom eers later. So ek dink Solomon, ek weet nie van jou nie, maar ek is ook baie geïnteresseerd om die storie te hoor. Ek baie graag daai storie hoor. Asseblief kan julle net so 'n bietjie terugstaan en van die begin van julle tweetjies af begin. Voer ons by die kameras en goeie uitkoop. Ja. Ja nee, ek het op daai stadium baie klas gegee. Ek doen nou nog onderrig, ek doen 'n mentorskapprogram. Maar daai tyd het sy in my klas beland en ek het so deur die klas geloop en met elke student gesels en toe sien ek hierdie oulike meisie. En dis dit, en toe verloor ons so half kontak, maar so nog in dieselfde wêreld en 'n jaar of 2 later. Boom, toe loop ons mekaar weer raak by die studio. En die rest is history. En ons het nog nie gestop daarna nie, is wat nou 11 jaar omtrent. En ons is nou so 6 jaar getroud, né? Ja. Ja, ek moet nou mooi dink, want as ek dit verkeerd kry, gaan ons nou moeilikheid hê. Surina, 5 jaar saam en 6 jaar getroud. Ons het ook op 'n call gepraat oor die periode, die tydperk waar mense hulle self leer ken of hulle paartjies leer ken en voordat hulle nou tot die stap van trou oorgaan. Want hierdie is nie julle eerste huwelik nie, of ja? Nee. Dis die laaste huwelik. Ek is baie bly Dion maak dit duidelik. So ons is almal getuies. Hy het hier vir die hele wêreld gesê dis sy laaste. Rina so jy kan by ons kom aanklop as hy van gedagte verander. Ek's te bang vir haar om gedagte te verander. Jy moenie wees sy's 'n sweetheart man. Ons wil dan nou juist so toe besluit julle nou om te trou, maar ek dink wat dan ook belangrik is, twee troufotograwe wat trou. Hoekom het julle dan toe besluit om julle besighede nog steeds apart te hou? Leer dit wat? Ja, ek is 'n groentjie in die troubedryf, omdat ek eers in 2012 begin het met fotografie. Dit was 'n goeie jaar. Ja. Dit was 'n goeie jaar. Dit was 'n goeie jaar 2012. En my ondervinding is so 'n bietjie korter as Dion se, want hy is nou Dis my 43ste jaar as troufotograaf. Die 43ste jaar. Hoor julle dit wat ek in die bedryf is, ja. Is amper nog voor ons 'n twinkle in ons oë. Man, I was telling liquid for him. Kyk, en dis ben was Julle ouers was nog verliefd, toe neem ek al verliefdes af. Dion, kies moet ons lelik laat lag hier hoor. So, ek dink
Wow. Kan ek vra, so hoe het julle besluit wie die fotografer gaan wees by julle wedding? Ons ken baie fotograwe en ons het 'n vriend gevra wat vir ons dit gedoen het. So ja, dis maar wat ons gedoen het. Ja, ons het 'n vriend gevra en ons het gehelp. Ja. Ek weet omdat ek so baie MC by weddings was dit ook vir my baie moeilik om vir iemand te vra om by my troue te MC. So toe vra ek my net 'n oom van my wat ek dink wat 'n baie goeie MC is. So dit is altyd vir my cool om te hoor fotograwe wanneer hulle trou, vra hulle om die foto's te neem. Dit moet iemand is wie hulle vertrou. Ken en vertrou. Ja. Dion, ons praat gereeld begrotings want dis mos nou 'n belangrike iets om te consider as ons nou daar na troudag se kant toe gaan. En 'n vorige fotograaf met wie ons gepraat het gepraat van 'n belegging. Dat die fotograaf en die fotografiese dienste 'n belegging is. Maar kyk, met enige belegging wil 'n mens weet wat sit jy in en wat kry jy uit. So kan jy vir ons so 'n rowwe ballpark figuur gee van wanneer kyk 'n mens as jy 'n fotograaf vir jou troudag wil bespreek? Weet jy nog voor jy by dit uitkom moet jy 'n begroting hê vir jou troue? Ja. So begin tot eind, hoeveel gaan jy op hierdie troue spandeer? Want hoeveel kan jy, of hoeveel wil jy? Dis loop alles seker saam, jy weet. Ons almal wil baie meer spandeer, maar jy kan net soveel spandeer, jy weet. En op die ouende gaan jy dis daar is maar hierdie beperkings, maar besluit wat jou begroting vir jou troue is. En dan sê hulle as jy baie mooi troufoto's wil hê, moet jy ten minste so 10% van jou totale begroting. Wat ook al daai bedrag op die einde is. Jy weet baie mense gaan op Facebook en sê hulle ek soek 'n fotograaf, maar dit moenie 'n arm en been kos nie. Nou wat kos 'n arm en been? Want vir een ou wat die bedrag ook al is dit goedkoop en vir die volgende ou is dit verskriklik duur. Dis alles relatief en die kern is jy het 'n begroting. So as jy goeie troufoto's wil hê, 10%. As jou troufoto's vir jou baie belangrik is, soos die vorige fotograaf gesê het, praat van 'n belegging, want dit is wat jy gaan oorhou van jou troue. Jy spandeer, kom ons sê mense spandeer 100,000 op hulle troue en dan hulle nou swak foto's na die tyd. Dit pas nie lekker in nie, jy weet. So as dit vir jou baie belangrik is, ten minste 15% van jou totale begroting op jou wat jy op jou troufoto's spandeer, en as dit vir jou, as jy nou iets elite soek, ietsie besonder soek in hierdie bedryf, dan moet jy meer as 15% gaan. So, en dis 'n besluit wat die bruidspaartjie self moet neem. En ek sal sê die oomblik wat jy 'n begroting het vir jou troufoto's, gaan soek dan iemand wat gaan soek die beste wat jy kan kry binne in daai begroting. Ons almal weet, daar's troufotograwe wat R70,000 vir 'n troue vra. Min mense kan hulle bekostig. Hulle het hulle mark, daar is mense wat dit kan bekostig en dat hulle gebruik en hulle is fantasties. Maar jy weet, vir ons gewone mense hierso op die aarde, jy het 'n begroting, gaan kies vir jou iemand wat in daai begroting pas, maar besluit eers wat jou begroting en dan gaan soek jy die beste wat jy kan kry. Ja, man, dat was 'n lekker sterk antwoord. Gepraat van arm en 'n been, jy weet die eerste troue God het na Adam gekyk en Adam het gesê soek iemand te sê die Here vir hom het gaan vir jou arm en 'n been kos en toe sê wat kan ek kry vir 'n rib? Dit het volgende. Waar sy arm en 'n been gevat het. Waar kom dit vandaan, nee? Wat kan ek kry vir 'n rib? Rina, hoe kies ek die regte troufotograaf? Ek sal sê, gaan kyk na verskillende fotograwe se styl in jou begroting. Dan gaan jy deur almal se werk, kyk na troues wat van voor tot agter end uitgeneem is. Nee, dit wat jy sien op Instagram. Geen mense vir jou daai volle prentjie. Ons doen as mense ons vra, want wat jy sien partykeer is net 'n gestylleerde fotosessie. En dit is nie 'n volle troue nie. So hoe hanteer jy die beligting in die kerk? Hoe doen jy met die onthaal? Hoe lyk dit as dit reën? Kan jy aanpas? So ek dink dit is 'n belangrike ding. En dan kan jy onderhoud voer met hulle, kan ontmoet vir 'n afspraak of 'n WhatsApp video call of wat ook al hulle wil doen, 'n Zoom meeting.
En dan ook ek dink dit is maar die belangrikste van dit, en dan ook moet jy voel jy's gemaklik met jou fotograaf. Ja. Want julle spandeer die hele dag saam. Die fotograaf sien jou intieme oomblikke, die reveal met jou pa of Sure. wie ook al jou sien in jou trourok. Ja. As jy jouself sien, as jy aangetrek is en jou gemering is gedoen, jy kyk in die spieël, daar's baie mooi emosies. So jy deel daai oomblikke met die fotograaf, want dis heeldag is daai fotograaf se lens in jou gesig. So ja, dis wat ek dink jy moet kies. Is dit nodig, want jy nie almal baie min mense wat nie fotograwe is, weet van die beligting, van die hoeke, van al daai goeders. Soos iemand julle nader, en ook so jy die gevaar, jy het die twee kante, die mense wat niks weet en die mense wat ietsie weet en dink hulle weet alles, en vir jou wil ko direct, waar is hy goue middelweg, waar mense net genoeg weet, maar ook genoeg vertrou vir jou, dat jy dit gaan vasvang soos wat nodig, en waar iemand dalk miskien 'n bietjie tegniese kennis het, en nou wil hulle vir jou kon sien, nee, maar jy kan nie die aperture 'n bietjie oop, maar, of, ek weet, hulle kan nie daai sien nie, maar, as hulle dan vir jou direct van die, Jy het in jou vraag 'n baie belangrike ding gesê, vertroue. So, jy moet moeite doen in die keuse van jou fotograaf en dan ook rondom die tegniese aspekte. So daar's 'n paar, al weet jy niks van fotografie af nie, daar's 'n paar basiese vrae wat jy kan vra. Nommer 1 is, gebruik jy professionele toerusting? Want om jou net te sê, een fotograaf stap in by 'n troue met 150.000 rand se toerusting, en 'n ander fotograaf stap in met 'n 15.000 rand kamera kit wat hy by Makro gekoop het. Niks teen die kamera kit nie, maar jy weet, as jy professionele resultate wil hê, buiten dat die persoon moet weet hoe om die toerusting te gebruik, moet jy ook weet, jy moet die toerusting hê. Jy weet, soos, as ek 'n vergelyking kan maak, as jy Verstappen in 'n GTI sit, en jy sit my in 'n Formule 1 voertuig, 'n renvoertuig, gaan hy my wen, want ek kan nie jaag nie, ek kan nie bestuur nie. En in fotografie is dit ook waar, maar as jy Verstappen in die F1 renvoertuig sit, dan sien jy die magic gebeur. So, toerusting is belangrik, maar dit is nie alles nie, die skillset. So, kyk na dit. Vra ook ander vrae, byvoorbeeld, hoe rekord jy die foto's? Word dit na 1 kaart of 2 kaarte toegeskryf? Want die professionele toerusting het gewoonlik kan 2 kaarte vat, en jy skryf, as ek 'n foto neem vir ons, as ons 'n foto neem op 'n troudag, daai foto word onmiddellik na 2 verskillende kaarte toegesyf. Wat doen dit? dit? As die een kaart korrup raak, het ons nog die ander kaart. Yes sir. Yes sir. Want dit is 'n ding, né? Ja, Ek die hele tyd, daar's aan niks jy om kan te mos wys nou nie. nie weer gaan trou nie. Jy weet, dit is te duur. So, Wel, jy sal nooit dink as jy sommige mense sien aangaan. Ja, ons sien dit, ons doen partykeer tweede en derde troues ook. Van dieselfde mense? Van dieselfde mense, Oh, wow. ja. Maar ons gaan nie daai Met mekaar of met mekaar, ons gaan nie daai storie oor vertel nie, ek het ander beter stories. nou herken mense hulle self. Maar, so dit is belangrik, en tegniese goeders, en dan kry jy fotograwe wat sê, hulle skiet net natuurlike lig, of hulle, 'n professionele fotograaf moet goed wees met natuurlike lig, met flash, met verskillende tipe lense. Jy moet weet hoe jy werk, en jy moet weet hoe jy skiet. En as jy die kliënt is, jy is die bruidspaar, en jy weet nie baie van fotografie af nie, kyk na die eindresultate. Jy weet, soos Rina gesê het, kyk een troue van daai fotograaf begin tot eind, en kyk of daar consistency is in die kwaliteit wat hulle lewer. As enige oue kamera vat, en hy tel hom op en hy neem 100,000 foto's, gaan hy 10 stunning shots hê. Maar daai 10 stunning shots maak jou nie 'n professionele fotograaf nie, dit verg baie meer as dit. This man is speaking truth. Sê my gou, Dion, ek gaan net vandag terug gaan op een van die vrae. Tegniese uitdagings, het dit al gebeur dat, een van jou kaarte, of het jy al 'n swaar les geleer al met een van jou? Dit gebeur redelik gereeld, tegniese uitdagings, en dis hoekom nog 'n tegniese vraag, wat die bruidspaar vir die fotograaf kan vra. Het jy backup? Jy kan nie met een kamera opdaag nie, daar moet 2 kameras wees. So as een kamera, ek weet nie wat ook al dit kos, jy moet 2 van hulle daar hê. Jy moet backups hê vir al jou lense, vir al jou beligting. Jy moet letterlik, as iets gebeur, kaarte, jy kan nie net
1 of 2 kaarte hê en nie troue doen op dit nie. Wat gebeur as hy kaart ophak? So jy moet letterlik as iets gebeur, moet jy die een stel neersit en die volgende stel optel en aangaan. So dit is baie belangrik. Ja, en sulke goed kan gebeur, maar ons beplan daarvoor. Ons het nog geen groot krisisse gehad nie, want ons het hierdie planne in plek. As iets gebeur, ja, daar het al goed fout gegaan. Ek het al 'n lens gehad wat breek en ophou werk. Haal ek hom af en sit 'n ander een aan en ons gaan aan. So ons vermy die krisis so deur goed te beplan voor die tyd. En daai vraag moet gevra word. Maar dit beteken ook dan jou prys kom met 'n prys. Natuurlik, ja. Want om dubbel, want hy lense, Solomon is beteken die daar is die kamera self. You know what I mean? Is 'n kinderspeletjie. En om dubbel daarvan in stok te hê om te kan gebruik en nou breek dit op hy troue. Daai troue se fooi is soms nie eens genoeg om dan daai lens te doen. Nee, naaste by genoeg om daai lens te dek. You know what I mean? So as ek nog 'n voorstel kan maak, as jy kies en jy het 'n begroting, kry eerder 'n meer professionele fotograaf vir minder ure. I like that. As wat jy 'n goedkoper fotograaf wat nie die toerusting en ondervinding het nie, en ek het geen gripe met goedkoper fotograwe nie. Almal begin onder, almal kom op die einde bo uit, en van die mense gaan langs die pad wegval met die tyd. So ons almal begin iewerster. Maar vir die bruidspaar om hulle dag beautiful te maak, kies eerder minder, kry eerder iemand 'n vriend of 'n vriendin of iemand wat besig is om fotografie te leer om jou onthaal vir jou af te neem byvoorbeeld, en maak seker dat jou regmaak foto's, jou kerkfoto's en jou portefeulje foto's deur die troudag beautiful is. So boek eerder 'n meer professionele fotograaf wat al die regte antwoorde het vir minder ure. Ja, daar word hulle begrotingsbesluit. Wil ek aan Verena vir jou vra nou, kyk, die huweliks is 'n kontrak nie wat tussen twee mense gesluit word, maar dit klink dan nou my nog voor die troudag is daar ook aan nou kontrakte beskikbaar, want of op die tafel, want hierdie goed moet bespreek word met die fotograaf en in plek gesit word, dat daar nie op die dag van die troue skielik ander verwagtinge is van die bruidspaar of die fotograaf nie. So hoe belangrik is hy kontrak en wat moet alles daarin, Rina, uit julle ervaring, uit dat jy nie seer kry as fotograaf nie, en die bruid en die bruidegom ook nie diep teleurgesteld wegloop van wat vasgevang is daai dagie? Ja, ons het 'n baie regverdige kontrak, want hy beskerm die bruidspaar en vir ons. So ons kyk na samewerking op die dag. As jy 'n groep strooi jonkers het of strooi meisies het wat nie saamwerk nie, wat maak jy? Jy het 'n probleem. So jy moet dit stipuleer dat as daar nie samewerking is van enige iemand af nie, of sê nou maar hulle hardloop nou regtig 2, 3, 4 ure laat en die son het gesak, jy kan nie daai foto's weer neem nie. Dit is verby. Daai oomblik is verby. Gereeld. 4 ure laat. Hoe gebeur 4 ure laat? Ja, ons het al gewag. En gewag. Dit gebeur, maar ook daarom het ons 'n kontrak in plek om jouself te beskerm. En ja, ek dink dit is eintlik maar al wat ek wou gesê het, want dit is waaroor 'n kontrak gaan. Dit beskerm jou, maar ons het verskillende punte genoem wat ons gevoel het is belangrik, en as die kos vir die fotograaf ons eis nie kos vir fotograwe in ons kontrak nie, want ons het sover nog altyd kos gekry by troues. Let's back up. Alles gaan weg. Alles met ordentlike troues uit. Maar is my vraag is, so julle soos 'n kontrak wat julle gee vir die koppel voordat hulle nog trou om te teken. Met hulle. By die deposito betaal. That is super cool. Ja, as hulle ons boek, dan as jy net teken hulle 'n kontrak met betaal vir, ek is daar vir 8 ure boom, maar julle het ook 'n paar ons moet beskerming vir ons inbou, beskerming vir die kliënt inbou, en wat 'n beskerming is daar vir die kliënt in die vir die kliënt, byvoorbeeld hoeveel foto's gaan jy aflewer? Hoeveel ure gaan jy daarso wees? Jy weet, so dit is daai tipe van goed. Ons kontrak is baie regverdig in al twee rigtings. Ek het al van ons kliënte het al vir ons gesê,
'n prokureur na die kontrak laat kyk en het gesê dis die regverdigste troukontrak, troufotografie kontrak wat hulle nog ooit gesien het, jy weet. So 'n kontrak is nie daar om moeilik te wees nie. Dit is net om die proses te reguleer, dis al. Ja. Kyk, sal jy hou vas net op 'n kontrak sal jy dan enige bruidspaar wat hier luister vra om goed op skrif neer te kry vir almal se onthaalwe. Bedoelende die reëlings. Ja, ons kommunikeer die hele tyd met hulle. So die kontrak reguleer wat gebeur in die dag. Maar jy weet, bruide droom en hulle geniet die beplanning van die troue is helfte van die troudag. So ons kommunikeer die hele tyd. Ons is op WhatsApp met hulle en dan as sy 'n mooi foto stuur, dan stuur sy dit op WhatsApp deur. Ek haal al daai goed uit en sit dit in 'n album bymekaar, 'n file bymekaar en dan as nader aan die troudag dan haal ek al daai foto's uit wat hulle aangestuur het. En daar's kommunikasie en hulle vra en jy weet van soos hulle troue beplan, raak ons 'n vriend en 'n vertroueling om raad te gee. Wie kan ek boek vir die? Wie kan ek boek vir daai? Het julle al saam die gewerk? Want mense boek altyd die venue eerste. Ja. Dan die fotograaf. Dit is die en die enigste ding wat daai proses kan wen is dalk as die bruid verloof is, dan gaan sy dadelik begin kyk na die rok. Maar gewoonlik word die venue geboek en dan die fotograaf. So jy word 'n vertroueling in die proses van die beplanning van die troue. Het mense al hulle datum geskuif want julle was nie beskikbaar nie? Ja, dit het nou die dag gebeur. Ja, ek nou die dag gebruik gehad, toe sê sy dit aan op Facebook gesê vir almal. Sy het haar datum gekies sodat ek beskikbaar is vir daai dag vir dit. Maar kyk jy maar na 43 jaar nee, you've got a couple of runs on the board, bra. Hoe lank het dit gevat om my naam te maak, Dion? Want ek dink dis die ander ding, Rina, jy's nou van 2012 af besig hiermee en almal van ons ek het getrou nou jaar. Vrou moet dit hoor. Dis kom met 'n goeie jaar was van jou. Ek wil geen praat van 'n goeie bottel wyn, jy weet. Nee, dis nie 'n goeie jaar, dis die beste jaar van sy lewe. Hoor jy my vrou? Oh, I love it. Nee, want die ding is ons almal weet hoe lank vat dit vir hierdie overnight sukses eintlik. Dis nie oornag nie. So met jou 43 jaar, hoe lank het dit vir jou gevat om daai naam so te vestig dat daai 'n vrou gaan as Dion nie beskikbaar is, wanneer is jy beskikbaar? Kwai, hier is my nuwe troudatum. Ek kan amper nie sê hoe lank dit jou vat om op daai level te kom nie. Dis 'n kwessie van jy werk elke dag daaraan. Dis 'n daaglikse ding. Jy weet, as 'n mens droog maak, kan jy jou reputasie verloor in een dag. Net soos daai. Dis so vinnig, jy weet. So jy werk elke dag aan jou reputasie en dit is hierdie ding is vir ek en Rina, dis nie vir ons werk nie. Dit is 'n passie. Jy weet, ons het 'n passie vir die liefde, ons het 'n passie vir ons bruidspare, ons het 'n passie vir fotografie. My filosofie is ek wys vir mense hoe mooi hulle is. Dit is my filosofie in my werk. En so ons werk lang ure en ons sit baie in, maar dis nie het voel nie vir ons of ons werk nie. Dis lekker. Op 'n troudag word jy deel van die familie vir een dag. Jy weet, dis vreeslik lekker. So ja, jy werk elke dag aan haar reputasie. Ja man, soveel vrae. Ek wil gaan na Rina toe. Rina, wat kan 'n bruidspaar doen om 'n beter troudag te hê? Ek dink nommer 1, sit jou selfoon neer. Gee dit vir iemand anders of skakel die ding af. Nice. Want niemand hoef jou te bel en te sê ek het verdwaal nie. Niemand hoef vir jou te sê wat is hulle issue om nie daar te wees of 'n probleem wat opduik nie. En jy moet nou luister hierso, asseblief luister ek wat jy man, yes so, dit kan. Hulle moet dit nie weet nie. So gee dit vir 'n strooimeisie dan as sy nou die foon moet antwoord, maar sy moet ver gaan gesels. Want die bruid moet nie van elke krisis weet nie, want dan stel dit haar dag. Nee. En die bruidegom ook, hulle is albei. It's a good tip. Ja, hulle hardloop heeldag rond om mense te gaan haal by 'n hek. Dit is nie nodig nie. Iemand anders moet dit doen. En dan sal ek sê dis belangrik, maak tyd om jou oomblikke in te drink. Vir daai minute. Gaan sit rustig en kyk om jou rond. Raak weg uit die groep uit. En kyk na jou troue, na jou gaste wat staan en miskien canapés eet of iets. en drink net daai oomblikke vir jouself in, want die hele dag. Die eerste memory nie wees die foto wat jy sien om jou te herinner, maar jy fisies ook dit het. Ja, want die hele dag hardloop jy en jy's besig en vanaand lê jy met die bed dan sê wat het vandag gebeur, dis verby. Ja, julle weet ook. Kan ek ietsie insit daar? Ek praat nou onder korreksie in die Joodse geloof. Het hulle hierdie tradisie dat as die seremonie klaar is, dan gaan
gaan hulle 10 of 15 minute, hulle onttrek hulle heeltemal van die troue, en hulle het 'n privaat, of het 'n kamer of 'n plek is, 'n privaat spasie, waar hulle vinnige klein maaltyd saam geniet, of net saam sit, net dat, jy het nou net getrou, groot dinge het gebeur, jy het beloftes gemaak, jy het by die kerk of die kerkarea uitgestap, mense het jou met goed gegooi, jou tannies en ooms het jou om die nek gegryp en jou geluk gewens, dis beautiful oomblikke, en dit gaan oor die bruidspaar, niemand anders te nie. So breek weg, vat 10 minute, sit dit in 'n beplanning, en soos hy sê, gaan geniet mekaar vir daai 10 minute, kom tot verhaal. Dit my nou so emotional, want ek dink ons doen baie van hierdie goed te ligtelik. Nie net ons is nou hier net hier gefokus op die troudag, maar die hele huwelik word omtrent heeltemal te ligtelik benader. En van hierdie belangrike aspekte, soos hulle in Engels sê, we gloss over it, en ons gly daaroor, en dan kom jy miskien aan die einde van 'n paadjie agter dat daai was die deurslaggewende oomblikke. Daai was die goed wat saak gemaak het. Maar daar was ook nie, want ek vind ook, ek weet nie van julle nie, maar daar is so min mense wat ons kan leiding gee vandag. Want goed het so verander in die troulandskap. Hoekom mense trou, hoekom hulle nie trou nie, al die goed het so verander, dat is nie meer 'n given. Nee? Maar die gevolg is ook nie meer 'n given dat mense weet wat hulle doen nie. Dis waar. En nog iets wat ek wil byvoeg is, vertrou jou diensverskaffers. Jy het moeite gedoen om hulle hele agtergrond deur te kyk. Jy het op hulle besluit vir die dag. Vertrou hulle, laat hulle ding doen. Dan kan jy agteroor sit en jou troue geniet. Jy ken nou nie Verena nie, ek en Verena is altyd mooi gekwaf en make-up, die loopie by die huis, uitsorg dat sy 'n toonbeeld van perfeksie is en deur 'n ring getrek kan word. Dion lag van hy sê happy recipient. Dis hoekom toe in hy klaskamer stap. Hy kyk in hy oil painting vas elke dag. Geen klagtes vir my lippe nie. Rina, so nou kyk jy as 'n vrou deur die lens na 'n ander vrou, want jy weet mos ons het almal sulke issues oor ons liggame en hoe ons lyk en ons lyk ons aan daai foto lyk. Wat help jy of wat doen jy om 'n vrou te help wat daar voor jou lens is en jy weet sy's beeldskoon? Sy weet dit nie noodwendig nie. Die make-up artist het gedoen wat hulle kan, die haarstyleerder het gedoen wat hulle kan, en nou gaan jy jou cherry op die koek sit. Maar sy vertrou nou nie vir jou dat hy pose wat jy vir haar gevra het, gaan vir haar, want sy's gewoond om net van die regterkant af te neem, sy noem dit 'n goeie angle, en nou wil jy haar van 'n ander een af hê, of jy wil hê sy moet oor die skouder en sy voel haar rug is nie mooi nie, wat ook al, maar jy weet, die skoot aan die agterkant, aan die einde wat jy vir haar gaan lewer, gaan 'n kosbare oomblik vir haar vasvang. Hoe reed jy vir haar? Want jy weet, ons vroue is hardkop. Nou hoor jy net vroue, ek het dit gesê nie. Jou gat sy. Dis partykeer baie moeilik. Nee. Maar wat ek doen is, ek sê vir haar dat ek net 'n foto neem, dan kyk jy op my skerm, of jy daarvan hou of nie. En dan sal sy sê, nee, ek wil my ken bietjie meer lig, of die arms, jy weet hulle trek oop rokke aan, en dan is hulle sensitief oor hulle boarms, of die velletjies hier by die arms. Nee, ek noem dit die Kate Winslets, en die Kate Winslets is hierso, by die bokant van die korset, en die Oprah Winfrey is hier onder. Het jy daai geweet? Ek het 'n ander woord by 'n bruid gehoor na die dag vir die, maar ek sal dit nie op die lig sê nie, ek sal jou na die tyd vertel. Dan het jy nog agter die back cleavage ook, as iemand die korset reg aangetrek het, en dan peel jy so bo jou korset uit. Weet jy daai? Dis goed dat jy nie weet. Dis nou binnekring goed wat ek nou hier uitspil. Sorry Rina. Maar dit is baie vervullend as 'n vrou op die skerm kyk en sy kry trane na oë, want sy sien ook 'n mooi vrou soos wat ek haar sien deur die lens. En dit is, geld kan dit nie koop nie. Ja. Ek raak skoon emotional. Ek kan sê dit is baie emotional even dag hier. Dion, so ek dink ons lewe oor al gebeur. Ek dink ons lewe in 'n generasie, die nou generasie. Ons soek alles nou, ons wil dit sien nou, ons wil dit nie nou. En hoe lank sal jy sê moet 'n koppel wag vir hulle troufoto's? Jong, dit is baie moeilik om te sê, want kom ons sê ek praat nou namens al die fotograwe. Dit is daar's fotograwe wat alles aflewer binne in 'n week.
maar dis onmoontlik as jy jou werk reg doen. Jy weet, hulle gaan met my verskil. Maar as jy die tipe effort insit wat ons insit in ons foto's, is dit onmoontlik. So en ons Hy's 'n fotograaf, Dion, maar wat een troue doen elke tweede derde maand. So ons doen troues, ons doen shoots in die week, jy doen kommersieel, jy's besig. Rina se pad na 'n verlovingssessie toe 'n bietjie later, Ja, so jy moet dit maar met jou fotograaf onderhandel, maar ek sal wat ons doen, want daai wat jy sê van die immediacy, dit is baie belangrik. Hulle wil splash. So baie binne 'n paar dae lewer ons wat ons noem 'n sneak preview. En meeste goeie fotograwe doen dit. Jy net so 20 of 30 foto's wat mooi geëdit is, 'n sneak preview laat die bruid kan begin die foto's op social media splash en hulle geniet dit verskriklik. Jy weet so, ek het dit altyd op my bladsy gelaai. Nou doen ek dit anders. Ek gee dit vir die bruid, ek stuur dit vir haar aan, dat hulle die plesier het van self die foto's aanlyn laai en self tag wie hulle wil tag. So ons doen die sneak preview en dan so tussen 6 en 8 weke sal ek sê baie fotograwe lewer af so tussen 6 en 8 weke. Andere vat so lank as 3 maande, maar selfs as 'n fotograaf 3 maande vat, dit is en as jy kyk na die enorme hoeveelheid werk wat jy insit, is dit en dis deel van die kontrak obviously. Dis alles deel van die kontrak. En dan ook moet jy weet as jy in die trouseisoen trou, soos in die middel van April. Kykie. Dan is dit besig. Professionele troufotograwe wat gewild en bekend is, kan 3 troues oor 'n naweek doen. So binne die seisoen raak dit verskriklik besig. En dan kom die winter, dan sit nou weer stil, dan doen jy net nou 2 of 3 miskien in 'n maand. So fotograwe is geneig om bietjie oor hulle tyd te gaan binne seisoen, maar alles moet billik bly. Verstaan, alles moet billik wees. Die fotograwe moet kommunikeer met hulle kliënte. Ek ken my bruide, hulle begin sommer hier op 2 weke al. Is daar nie nog 'n paar foto's of so nie? Dan hulle is net opgewonde. Hulle is baie excited oor hulle foto's. Hou 'n oop gesprek met hulle en kommunikeer en sê vir hulle hoe presies. Ek het dit al gedoen, ek het dat al gedoen. Jy's volgende op, dan is jy klaar. Het al 'n koppel gevra onmiddellik soos dieselfde dag nog. Is daar nie ietsie wat ons net aangehou. Ek lekker lag Rina. Sy lag lekker, jy's op pad huis toe. Jy's nog op pad huis toe. Die kaarte is nog nie eens afgelaai nie, dan kry jy al 'n WhatsApp. Hoorie, so kan jy nie al vir my enetjie stuur nie. Hoorie, besef jy ek het 'n uur gery na jou venue toe en ek is nou 1/2 op die pad. Maar ja, ons lag bietjie onder mekaar daaroor, maar ons verstaan dit is opgewondenheid. As hulle so opgewonde is oor 'n mens se werk en so opgewonde is om 'n foto te sien, het jy iets reg gedoen as fotograaf. Maar nou wat my ook opval is hy 3 per naweek. Hoe op dis is dit nou 1 elke dag? Vrydag, Saterdag en Sondag. My hart het nog aan sy waar pas julle 2 sets of sunset foto's aan? Rina, nou ek dink ek het nog was like, hoe doen julle? Wow, hoeveel een koppel? Jy is nou klaar volgende koppel. Dit gebeur. Arrivals in the parties. Dit gebeur daarom nou nie elke naweek nie, maar dit gebeur redelik gereeld, veral oor die gewilde naweek soos oor Paasnaweek, die naweke met vakansiedae en in die begin van die jaar het Suid-Afrika baie vakansie daar, dan word daai besige naweke vir ons, jy weet so. Die ding wat dan nou vir my opval, Rina, miskien kan jy 'n bietjie bydra, want wanneer 'n bruid nou hier luister na ons, wat praat hier oor? En ek vind dit baie, en ek chat ook baie met Solomon hier oor, ons weet van produksie en timelines en weet teen wanneer tyd met wat gedoen word. Maar baie mense wat hierdie vir die eerste keer doen, die foto's is eerste keer wat hulle voor 'n professionele lens is, die grimering is die eerste keer wat hulle in 'n gemeer kunstenaar se stoel sit en nie net iemand wat gou kan plak en spoeg nie. Is die eerste keer wat hulle deur 'n ontwerper van een of ander aard aangetrek is. So alles is so nuut. Vir mense. As ons dan ook kyk na die verloop van 'n dag, wat dink jy is belangrik om in plek te hê om die dag glad te laat verloop, en veral wanneer dit kom by diensverskaffers soos julle, want as 'n make-up artist 3 ure vat en jy het 'n uur nodig gehad om
die bruid af te neem, maar hier skiet hulle nou vir jou in die voet. Ja, ons maak maar gewoonlik 'n oproep na die bruid toe so 'n paar weke voor die troue. Die het 'n oulike dokument wat hy vir hulle stuur. Die mense is uitgesot, man. Kyk hier. Lesse geleer. Dis wat hulle doen. Hier's 'n pampier vir dit. Hier's 'n pampier vir dat. Kyk hier, niemand is in twyfel. Skus tog net. Nee, so ons werk maar vir hulle uit. Ons gee maar 'n bietjie riglyne. En ons vra vir hulle met die dominee gaan gesels en vra hoe lank. Nou, dit hang nou ook maar af, maar tussen 45 minute en 2 ure kan 'n seremonie aanhou, ja. As gee tog. Ja. 2 ure. Ja, ek het geleer om te vra want die 2 ure die son laat sak. En dan help niks gebed om my son terug te bring nie. As hy sak hy. So wat ons probeer doen is vra vir stroommeisies moet deur dieselfde grimeerkunstenaar gedoen word, want dan werk jy jou tyd terug die jare. Hoeveel meisies werk jou ure terug, hoe lank moet hulle begin aantrek? Ons vra soos trek hulle daai satijn of wat se pyjamas aan vir foto's. Dan moet hulle dit uittrek. Ek sien lately Ja, dis 'n pre-wedding move. Ja. Dan moet hulle dit uittrek, dan moet hulle die trouklere aantrek en dan moet hulle nou die bruid mos nou help in die foto's. Sy kan al die ander dae self aantrek, maar op die troudag moet hulle almal nou help. Irina, dis deel van die pamperland vrou. So hulle moet eintlik of ons Google en die venues weet ook gewoonlik, want jy kan ook op Google kyk en sien die son sak 6 minute oor 6. Yes. Maar daar's partykeer 'n stoute koppie daar wat die son sak, wat Google nie van weet nie. So die venue ken ook hulle venue. Hulle weet in die seisoen trou 3 uur of trou 4 uur. So ons werk om uit dan hoe laat en dan werk ons dit terug en ons sê vat nog 'n halfuur, dan skuif jy dit nog terug. So met my enkel fotograafpakket byvoorbeeld doen ons die bruidegom voor die bruid. Dan kan die manne weer gaan sit, hulle kan hulle baadjies uittrek en hulle kan ontspan. Maar werk dan jou tyd terug, dat as iets verkeerd loop, iemand hardloop laat, dat hulle nie, die fotograaf moet ook 'n beer kry, want ons sê die groot verantwoordelikheid van die dag om dit vas te vang. Ja. So as hulle in ons tyd, as ons nou so kan ingaan, dan verloor ons daai tyd om vir die bruid die mooiste portefeulje te gee, waar hulle nou net vars gegrimeer is en nog nie 'n traan gestort nie, gremering is nog perfek en elke ding, hare is nog reg. So dit is vir ons baie belangrik dat elke diensverskaffer op die dag hulle tyd geleef kry en dit respekteer. Want dan gaan ons almal 'n beer kry. Ons is almal daar vir hulle. Dis nie oor die een is belangrik as die ander een nie. Maar ons het die bewyse van die dag en ons moet dit vasvang. So dit is So dit is julle dan die groot stres. belangrikste diensverskaffer, Rina? Wat van Ons het die verantwoordelike een om vir hulle die proef te gee. Ons Ja, moet so vir jy's hulle reg. wys hoe dit was. Ons het die videograwe moet vir hulle die bewys gee dat daai dag suksesvol was. En ook as dinge baie laat hardloop het die venue ook 'n probleem want hulle kos is gereed op 'n spesifieke tyd. So die hele proses word daarmee alle troues hardloop met 'n paar minute laat, 10-15 minute. Dit is oukei. Ja. Maar dinge moet billik bly en dit verg beplanning. Maar as die kos nou staan en droog word, dan kry die venue 'n slegte review oor die kos droog was, maar niemand weet hoekom is die kos laat nie. En jy want weet mos die op hele sosiale dag het media aangegaan. vertel mense net 'n tiende van die storie as hulle so generous is, nê. So jy hoor nooit die hele storie nie. Presies. En ons diensverskaffers word almal vir sekere ure geboek, soos die DJ, hy moet op 'n tyd klaarmaak. Die fotograaf, die videograaf moet op 'n tyd klaarmaak. Partykeer is daar professionele MC's wat moet tot 'n sekere tyd Spesifieke ure werk. So as die hele program klaar laat hardloop, dan gooi dit die hele program omver. Massiewe domino effek. Hoeveel troue hardloop laat? Ja, dis die volgende of mag 'n bruid laat wees op die troudag? Almal verwag dit omtrent al. Sy sal Ja. nie doen. Ja, ek dink 5 minute of 10 minute is billik, maar moenie jou mense laat wag vir 2 ure nie. Ons het dit is baie lank al klaar as jy net sit en wag. Want dink aan 'n somertroue as jy 2 ure in 'n kerk moet sit. En wag en wag en wag. Ek het dit al gehad by 'n troue wat die gaste het uitgegaan en hulle het al die sap en water en die kinderbuis opgeëet vir die troue. Dit was so warm. Ek het in die Boland getroud Desember. O ja. Nee. Sit so uurtjie Nee, gewag. nie die Boland in die klein Karoo. Klein Karoo. Bietjie aan 'n nog warmer. Dis nog Kom ek sê vir warmer. julle, die canopies, die sappies was Voor die tyd, alles voor my klaar. vrou nog ingestap het, toe was dit al klaar. Ek wil ook net by sê namens al die bruide, ek was laat, maar nie soos gewoonlik. By my troue was ek eintlik 'n uur vroeg al klaar reg. Maar die venue het ons so lelik gedrop dat my
hoofstrooi meisie toe gaan rondhardloop om goed nog reg te kry, want ek was in so 'n woudagtige deeltjie getrou om alles daar reg te maak. So daai was reg, maar ons onthaal en nou moet jy mos nou weet, nou kom die professional kameras in. So sy paniek toe dat ons onthaal nie mooi opgestel is. Toe gaan doen sy dit. So ons het nie daai voor die tyd bruid met groep troues gekry nie, foto's gekry nie. Ons het niks, ek het daar in hy bad gelê en huil voor hulle my make-up doen, want toe sien ek sy's weg en ek dink toe okay, en die ou wat ons by die venue gehelp het. So ek wil maar net ook net vir al die bruide opstaan en almal het verwag ek gaan laat wees, nê? En toe ons laat is, toe dink hulle dis ek. En toe huil ek nog harder because for the one time in my life, uur voor die tyd, want dan weet ek dan moet foto's gevat word. 'n uur voor die tyd is ek reg. Ek staan daar en ek kyk vir almal, fotograaf kyk vir my, hy vat toe maar foto's van die rok so lank aan die ontwerper. Nou stop billing ook dan, hè, nou is dit druk. En ek weet ons kan nog nie aangaan nie, ons wag vir haar. Sy raak al, haar liggaam het gecrash vir 2 weke na die troue, want die stres. So, ek weet, ek hoor jou Rina en ek stem 100% saam met jou met die production timeline, maar ek dink daar soms soveel goeters wat buitekant 'n bruid se beheer ook aangaan as die service providers nie hulle goeders doen nie. Dit het ook 'n direkte impak op haar vermoë om die dag ten volle te kan geniet, jy weet. En dis kom jy maar die mense betaal, nê? Wat jy moet die professionele is service providers hê, Ons het al 'n troue gehad waar die dominee of die pastoor gery het, want hy het nog 'n troue elders gehad. Het hy hom gedubbelboek? Hy het hom gedubbelboek. Ja, die bruid was laat en hy moes aanbeweeg na die volgende bruid toe. En so hulle moes hulle maar die maandag moes hulle toe nou maar gaan teken by die hof toe gaan en gaan en doen. Want dit is wat gebeur as 'n bruid laat kom, daar's 'n hele gevolg. Dis 'n kettingreaksie van almal wat As 'n hele gevolg letterlik en dis 'n domino effek as dinge begin skeefloop, maar ja. Maar ek moet sê van uit elke 100 troues wat 'n mens doen, loop dinge net op 2 of 3 miskien bietjie skeef. Dit is oor die algemeen gaan dit baie goed en word dit goed beplan en gaan alles goed af. Ja, onthou hulle hier en daar is enetjie maar die mooi is baie, Dit is verskriklik baie mooi wat ons sien. Julle moet vir ons mooi vertel en ook ons lag nou so lekker want dit is tog lekker om te lag want van die goed wat gebeur op daai dag is so absurd. Of in die aanloop. So ons wil al die juice hê, want ons probeer en nie om iemand, weer eens, ons gaan hier gou 'n vrywaring, né? As jy jouself herken in hierdie storie, want ons gaan name verander, hoor? So ons gaan jou nie identifiseer deur middel van jou naam nie, maar as jy nou kan in die besonderhede hoor, Rina en Dion praat nou hier van my, ons kan nie confirm of deny dat dit jy is nie. Jy gaan ons nie liable hou vir die storie nie, so vertel vir ons juice, want ek dink dit gaan mense help by die huis, nie Solomon? Om nie in hy slaggate te trap nie, of om dalk vir hulle self te lag. Ja, dit is die ding om vir jouself te kan lag. Dit is baie belangrik. Ek bedoel soos dit moet baie absurd gewees het om by 'n troue te wees en die pastoor is daar, die dominee, wat gebeur in so 'n situasie? Ons wag, ons het so lank gewag vir maar ek bedoel dan wat as hy nou aangestap kom? Ja, daar was 2 venues met dieselfde naam en 2 verskillende verkeerde een toe. So dis hoekom mense vra vir die pin location, ja. Maar sê gou vir my, toe wat gebeur julle nog? Wag, die dominee het gegaan en dan gaan julle dan net aan na die wat gebeur? Ja nee, wanneer dinge skeefloop moet daar op kort termyn planne gemaak word en in baie gevalle is dit die fotograaf wat moet die planne moet na vore kom. Maar ja, daar's ek sal sê in so 'n geval is daar as daar 'n oom of iemand is wat kan praat, daar's altyd iemand wat 'n groot kerk mense is wat die seremonie sal kan hanteer. A stand-in pastoor of dominee. 'n stand-in pastoor of so. Het een van julle dit al gedoen? Stand-in? Nee, maar die spesifieke troue het die dominee toe hy nou arriveer, het hy net baie kort en bondig dit hanteer en laat ons nog kon foto's neem terwyl dit lig was, maar ja, dit was... Sê vir my, was jy al in 'n situasie waar die bruid nie wou
uitgegaan het nie of wat sê jy het net agtergekom op die dag. Something is not so lekker. Sy kry die koudste voete hierdie kant van Siberië. Nou ek het 'n paar lekker stories om te vertel. Maak reg vir die juice. Ek het by 'n troue opgedaag, nou daar op en ek stap toe by die venue na die spasie toe waar hulle nou al die make-up en al die dinge doen. Baie venues het 'n aparte spasie so, want jy weet 'n kamer waar 'n bruid regmaak het, lyk of iemand 'n handgranaat getrek het en hom in die kamer gegooi het. Want daar's, jy weet, dis 'n bruid en 4 strooimeisies en 2 moeders. Dis hoe dit lyk. So wat die venues doen, hulle het 'n regmaak spasie en dan 'n aparte honeymoon suite of iets waar ons dit nou mooi en netjies kan hou vir die actual foto's. Ja, so, maar ek daag toe op en ek sien die bruid staan met 'n tas so op die hoek buitekant in die straat. Ek stap in by hierdie vertrek. Ek vra, wat gaan aan? Nee, sy is woedend boos vir die groom oor iets en dis die tweede keer wat sy nou al wil loop en toe het hulle nou die groom ingekry om met haar te gaan praat en toe het hy haar weer in die troue ingepraat en hulle is toe getroud en jare na die tyd is hulle baie gelukkig getroud as ek dit kan rapporteer. Ek is so bly hierdie storie het 'n goeie einde. Oh man, okay. Mense, dit was so mal. Jy kom daar so staan met 'n tas is gereed om te gaan. Dit gebeur, maar dis die naaste aan wat hulle runaway bride wat ek al ooit gehad het. Maar jy het nie besluit om betrokke te raak dan. Nee, daar's sekere dinge hou jy jouself een kant. Jy's net daar om te rekord wat gebeur. Kry mense kans om saam met julle 'n proefloopie te doen voor die eintlike troudag dat hulle nou kan sien. Okay, nou het hulle kyk na julle werk aanlyn of na julle portefeulje of wat ook al, maar dat hulle kan kyk of hulle 'n gevoelente het en dat julle verstaan wie hulle is. Ja, dis baie belangrik. Dis hoekom die engagement shoots nou so gewild is. So jy is dit 'n onlangse ding, engagement shoots? Nee, dit word al jare gedoen, maar dit is baie gewild. Juis om hierdie rede dit as wanneer jy 'n fotograaf kies, gaan dit nie net daaroor om 'n goeie fotograaf te kies nie. Jy moet julle persoonlikhede moet match. That's good. En julle moet goed oor die weg kom. Jy gaan jou mees spesiale dag en jou intiemste oomblikke van jou troudag met jou fotograaf deel. Soos Rina sê, die eerste keer wat jy jouself in jou troudag sien. Ja, so julle moet goed oor die weg kom en 'n engagement shoot is nou net die ding. So doen die engagement shoot en hulle kry 'n goeie voorsmaakie en dan hulle beautiful foto's na die tyd wat hulle kan gebruik in hulle uitnodigings. Jy kan dit selfs 'n jaar voor die tyd doen. Hulle gebruik dit in die uitnodigings, partykeer print hulle groot canvas, 'n mooi foto en almal teken nou boodskapies op daar's allerlei dinge wat foto's benodig op die troue self. Die troue wat ek gister gedoen het hulle 'n mooi foto van die koppel op elke tafel wat uit 'n engagement shoot uitgekom het. Jy weet, wat jy ook gedoen het. Nee, ek het hom nie gedoen nie. Iemand anders het dit gedoen, maar hulle het my geboek, so ek weet nie wat daar gebeur het nie. Maar in elk geval, maar dit is vir my baie mooi. Dit is, jy weet, dit maak die troue baie persoonlik. Het dit al ooit gebeur dat jy 'n engagement shoot doen en dan gebeur die troue nooit? Dit het met my een keer gebeur en ek moet nou sê ek het al oor die 2000 troues en ver oor die 2000 troues in my loopbaan gedoen. En dit het een keer gebeur dat 'n bruid besluit het na die engagement shoot, ons is nie 'n match nie en sy het aanbeweeg na iemand anders toe. En toe beweeg sy aan na 'n fotograaf wat ek ken, 'n vriend van my toe. En dis reg so. Wait, dit sê verloof raak met die fotograaf of dit sê die fotograaf of vrou om die engagement foto. Jy's lus vir 'n lekker sappige storie hierso. Ek wil dit mooi verstaan. Nee, sy toe as fotograaf iemand anders te gaan boek wat ek ken en dit is 100% okay met my want ons moet 'n perfekte match wees. Jy vir jou fotograaf om stunning troufoto's op jou troudag te neem, daai match is belangrik. Jy moet op jou gemak wees met daai persoon. As jy tydens 'n engagement shoot agterkom, jy is nie of een of ander rede hou jy nou nie van hierdie persoon nie. Dis goed so, beweeg dan aan. Rina, jy het ook vroeër genoem van 'n enkel pakket, nê? Is daar ooit 'n plek waar jy 2 fotograwe is en wat is die setup? Wat is die verantwoordelikhede tussen die twee dan? Want ek dink mense wys dan as 'n second shoot. Fotografer as ek mis dit. Ja. Vir my is dit gemaklik om tot so 80 na 100 gaste alleen te hanteer op 'n troue. Maar partykeer is 200 gaste, dan raak dit baie. So dan help dit as jy 'n tweede fotograaf het wat die gaste kan afneem dat jy kan fokus op jou ander werk. Party venues
troues gebeur by lodges. So van die venues is ver uit op grondpaaie. Die bruidegom trek aan die een kant aan en die bruid ver, dan ry jy van die een plek na die ander plek toe. En dan is dit noodsaaklik om 2 fotograwe te hê, dat een die bruidegom afneem en een die bruid. Ons praat nou maar heeltyd van 'n man en vrou, maar ons kry ook dieselfde geslag trou is, maar elkeen moet sy regverdige tyd kry. So dit is belangrik om daardie ook aandag te gee aan almal. Lag die een kan lekker. Maar as dit 2 vroue is, het hulle al 2 trourok aan? Nie noodwendig. Dit hang af van elke. Dank van die kappel af, ja. Okay, dan gaan. Maar elkeen Solomon is hier vir die juice vandag. Ek het 'n paar stories vir hom nou. Asseblief. Dit gebeur maar net soos 'n gewone trou, maar elkeen moet sy regverdige tyd kry. So dit is goed as jy dan 2 fotograwe wat aandag aan albei kan gee. Want dis ver uit mekaar en partykeer is die venues dalk bietjie nog nie betyds uitgepak in die decor en die tafels nie. En dit is ook belangrik want die bruid sien nie, sy sien dit as sy in die saal instap. So sy wil elke detail op die tafel mooi sien en hulle is by die hooftafel. So hulle sien nie wat sy voor betaal het en of alles daar is nie. Dit het al gebeur dat mense op ons foto's kyk of alles daar was, maar in elk geval die voordeel van 'n tweede fotograaf is om in te staan as jy nie daarby kon uitkom nie, om dan terwyl die seremonie byvoorbeeld aan is, gou in te hardloop en daardie af te neem. En met dit help met crowd control, want as jy sulke groot groepe mense het, raak dit partykeer onmoontlik as jy 'n groepfoto wil neem. Niemand hoor jou nie, of almal spat in rigtings in na die seremonie. En dan moet hulle help om weer die skapies bymekaar te kry, dat jy die hele groepfoto kan doen voor die familiekombinasies. En 'n persoon moet ook soort van komplementêr wees, maar nie dupliseer wat jy alreeds doen nie. Ja, dit help nie hulle dupliseer nie, want dan het jy 2 van dieselfde. So hulle moet ander goed gaan soek wat jy nie by uitkom nie. Ja. Enige slotgedagtes voor ons vir julle groet, want daar's 'n vraag van ons vorige fotograaf wat ek van julle wil stel of was stelling. Ek wil hê een vir my 43 jaar. Wat was een of 2 van die stories wat altyd by jou sal bly? Come on. Gotta give us. Ek onthou jare terug toe ek 'n troue en die bruid en haar pa loop by die aisle af. Hulle kom nou in die kerk en almal staan en dit is nou 'n redelike vroom crowd gewees. En ek is nou besig om foto's te neem, so ek zoom in en zoom uit. Ek doen close-ups en wye skote. En ek sien sy so ongemaklik op haar gesig. Ek zoom uit, ek sien sy skud haar rok skud so en sy loop verby en toe sien ek daar lê die gater in die aisle agter haar. Toe die gater afgekom terwyl sy by die aisle afloop en sy doen toe die beste wat sy kan doen is skud die gater van haar voet af en los hom in die aisle. En toe die gaste nou begin sien wat gaan aan, toe staan 'n gegiggelry in daai kerk wat skrik vir niks. Hoorie, dit kom al vroeër. Kyk, nou nog voor dalk is dit 'n goeie idee, Shame. Loot vra toe. Vir wat doen julle nog hierdie? Vir wat doen ek hierdie? Ja. Nou nie vir julle per se. Ja. Net soos, Dis liefde. Come on. Jy sien dit elke naweek sien jy liefde voor jou gebeur. Ons ontmoet die wonderlikste mense. Ek en sy sit gereeld na troues in die aand, dan ons nou aparte troues gedoen. Sit ons in die aand by die huis, dan vertel ons nou eers hoe was mekaar se dag. Ons ontmoet wonderlike mense, pragtige mense, fantastiese mense, mense met ongelooflike stories, integriteit. Jy voel sommer deel van die familie vir die dag, jy weet. So dis lekker. Dis nie 'n straf om werk toe te gaan vir ons nie. Vir jou, Rina? Ek geniet dit baie ook, want dis lekker om die satisfaksie te sien. En om ons almal hou van 'n kompliment. So dis lekker ook na die tyd as die bruid vir jou sê, "Wow, dankie." Dit is 'n jy het ons mooi vasgevang. Ja, dit is lekker. Ek hou van oomblikke afneem. So Dion noem my die sniper. Sy neem die oomblikke af. Ek vang daai oomblikke wanneer iemand ietsie doen of hoe byvoorbeeld die bruid by haar oupa wat in die rolstoel sit en hulle kommunikeer en die oë kyk vir mekaar. Dink jy dis 'n vroulike mens wees wat daai intuïsie het? Ja, ek dink ek voel 'n foto met my hart. Ek neem hom met my hart, want ek dink dit is maar seker maar week is. Ek kan julle ietsie vinnigs vertel wat met my gebeur het
donkie jare terug wat my laat besef het troufotografie is nie net 'n job nie. Ek het hierdie 2 ou mense afgeneem op hulle troue. Wat daar gebeur het is hulle was huisvriende, die 2 gesinne. Toe die een se man en die ander een se vrou oorlede. En die vriendskappe met die 2 huisgesinne het aangegaan en toe die kinders nou begin planne kry, die volwasse kinders. Hierdie 2 moet by mekaar wees. En hulle het toe dinge gereël en georganiseer en alles dat hulle toe naderhand by mekaar uitkom. Toe raak hulle verlief, toe trou hulle en ek neem toe die troufoto's. En daai jare het ons nou nog nie aanlyn aflewerings en so gehad nie. Jy het die foto's op 'n CD gesit en CD-ROM. Daai jare vandag sal ek nie eers 10 foto's op so 'n CD-ROM kan pas nie. Maar in 'n geval en ek ry toe en ek is so half haastig, ek het nog 2 om af te lewer en ek stop toe by die 2 ou mense en nee, kom in en ons en hulle sit toe by hulle lesenaar en hy sit kry die rekenaar aan die gang maar hulle sit toe al hulle foto's en kyk en ek staan daar en ek is so ongeduldig, ek moet ry en ek het hierdie mense wat ek nog moet gaan sien en hulle sien die roms vir hulle gaan gee en toe hulle klaar na die foto's gekyk het, toe kyk hulle albei om na my toe met trane in hulle oë, met trane wat oor die vrou se wange rol en sy sê Dion, thank you for the memories. En daar het ek 'n kopskuif gemaak. Hierdie is baie belangriker. Ons kry dit ook met COVID byvoorbeeld. Ek kan nie vir julle sê hoe baie tydens COVID het ons mense gehad dan bel hulle ons. En ons doen altyd moeite met die oumas en oupas op die troues. Ekstra foto's, mooi foto's van hulle ook. Dan bel hulle ons ouma's oorlede, oupa's oorlede of 'n pa of 'n ma's oorlede. Het julle nog foto's? Nou, ons het net die heel bestes uitgekies, maar die oomblik as iemand oorlede is, kontak ons jare na die tyd, dan het ons nog steeds al die foto's. Dan gaan soek jy al die foto's wat jy geneem het van daai persoon, want nou is selfs die foto wat ek gedink het nie so mooi is nie, is vir hulle ontsettend kosbaar. En dis hoekom ek dit doen. Waar save julle al die goed? Want dit is gigs upon gigs upon gigs se data. Dit is een van die redes hoekom jy 'n goeie fotograaf moet boek, want dit kos geld, dit kos harde skywe. Ons bære ons foto's op 2 verskillende harde skywe. Ons het nou onlangs begin met 'n proses waar ons 'n version van die troue, al die foto's wat ons geneem het in die kuberruimte ook laai. Dis nou 'n nuwe ding, maar ons doen dit ook nou. Ja, want so die werk moet veilig wees en baie fotograwe sê vir jou na jaar, 2 jaar of 3 jaar en dit maak sin dat hulle dit doen. Dan sny hulle dit af en hulle gebruik die harde skywe weer, maar ons doen dit nie, ons kry dit nie oor ons harte nie. Ons koop maar nog harde skywe by en ons gaan aan. Dis memories. Dit is en is mense se harte wat julle op 'n spesifieke dag vasgemaak. Ons gaan julle laat groet, maar ek wil net 'n laaste vraag. As julle 'n vraag het aan enige diensverskaffer wat julle altyd nog wou vra, sodat wanneer ons met daai ene gaan gesels, sê net maar 'n grimeerkunstenaar of 'n wat ook al, as daar 'n vraag wat vir julle nog soort van onbeantwoord is of 'n bietjie van 'n tamaletjie in die kop wat julle net nie kan verstaan nie, want dan kan ons eendag dit stel aan hy persoon of 'n persoon in hy veld. Rina lag. Ek wil net sê Lot het nie geweet ons praat met julle nie. Hy het nie geweet. Hy het so gevra. Ons het hom gevra wat sou jy vir 'n fotograaf vra of 'n video? Hy sê, "Hoe kon doen julle dit nog hier?" Alhoewel julle sentimente heeltemal ek oor die memories. Kom Rina, spil. Ons vra nog heeltyd vir juice. Gee jy vir ons ook 'n bietjie juice? Daar's ons moet nie negatief klink nie, maar daar's altyd 'n fete aan tussen 'n vreemde fotograaf en 'n vreemde videograaf wat nie mekaar ken en kan saamwerk nie. Of course, on the day. En so on the day, ewe skielik van nêrens af in die pop daar videograaf in die kerk en dan loop hy reg voor die bruid. So jy staan agter, jy wag vir die oomblik van die bruid wat instap. Die bruidegom staan hier aan die kant van my en dan loop hy met 'n groot rugsak op sy rug, sê net maar rooi kleurig. En dan loop hy agterste voor na my kamera toe. Ek het foto's toe maar geneem van hom in die foto's, want wat moet ek doen? Ek moet ook bewys hê hoekom ek die foto's het van die bruid nie. So hy versper haar hele gesig. Hoekom doen hulle dit? Want ek weet dis die lens, ek weet hoekom hulle dit doen, maar hoekom besef hulle nie wat hulle doen nie? Want ons is almal daar om die bruid se gesig af te neem. Exactly. Die ander mense is ook daar. Ek kan mos net 'n lens kry wat hulle gebruik op die rugbyveld. Hy sportslense. Wow. Kan jy sê wat noem hulle daai lense? Wow, that's a goeie vraag. Ek wil ietsie sê aan die hand van wat sy gesê het en dis wat ek het nie 'n vraag vir ander service providers nie, maar iets wat ek
vir hulle wil sê, mense, besef, vat jou ego en sit hom in jou sak. Yes. Op die troudag, besef, dit gaan nie oor jou nie. En ek praat nou met al die service providers, van die familie hare en ook, make-up, actually. die fotograwe, die videograwe, die venue, almal. Dit gaan nie oor jou nie. Ek is jammer, ek kyk die hele tyd na Rina se gesig. Wat sê jy van die paas? Nie die maas. O, die Die maas. maas, Dit gaan nie oor die ma, ja, mama hoor baby. So dit gaan oor die bruidspaar. Hulle is die belangrikste mense op die troue. Alles wat ons almal saam moet doen, moet vir hulle voordeel wees. Sit daai ego in die sak. Dan kan ons lekker saamwerk. Dion en Rina Kutse met wie ons hier gesels het in Trou is die perde koopie. Ons praat fotografie op die dag en teen nog 'n paar jaar later as jy vir hulle ken of hulle jou fotograwe was, want daai memories bly daar in hulle drives forever and a day. Hoor. So ons gaan weer Ek het dit so baie geniet. Ek het so baie geleer en nou weet ek kan my fotograaf bel en ek hoop sy het dit nog daar van 2012 was 'n goeie jaar. You know, miskien is dit die beste. Die beste jaar. Kry dit reg die beste jaar. Man, so alles van die beste vir julle al. Baie dankie, ons waardeer dit. Dankie vir hierdie geleentheid. Nee, stuur vir ons 'n e-pos as jy ietsie wil weet. Eloise@rsg.co.za en ons sien en hoor mekaar in die volgende een. Lekker julle. Wat sê? Die tegniese versorging van al die Trou is nie pere koop episodes is meesterlik deur Ashwin Klassen behartig. Dankie meneer vir jou magic wand.